Met hierdie weeklikse oorsig voeg Skare Genade graagwaarde toe tot jou boerdery. En ons versekeringsprodukte doen presies dieselfde. Goeiedag almal, ek is Lindy van Maltitz, ek is verbonde aan die Departement Landbouekonomie van die Universiteit van die Vrystaat. Ek staan in vir Prof Willemse wat 'n ruskans vat en ek help graag met die week se landbounuus. Wat ons nasionale ekonomie aanbetref, het ons bruto binnelandse produk daarom so klein bietjie gegroei. Die gemiddelde groei vooruitskatting vir die jaar staan tans op 0,9%, maar die landbou se groei in die derde kwartaal was daarom 1,1%. Ek weet in die tweede kwartaal was hy 2,5%. So dit is wel 'n groot positiewe bydrae tot ons land se binnelandse produk. Die rand is sterker teen die dollar, het staan tans op R17,7 het ek vanoggend gesien. Heel wat beter as die R19,56 waar ons in April was. Dit is hoofsaaklik te wyte aan Amerika se fiskale beleid en die lae rentekoerse daar. Suid-Afrika is daarom ook nie meer op die S&P Global se gryslys nie en dit bied goeie opbrengs vir veral buitelandse beleggers in die goud en platinum sektor, wat positief is vir ons land. Laasweek het John Steenhuisen die nasionale back-and-closure entingsprogram aangekondig, maar op hierdie stadium was dit bloot 'n aankondiging en ons wag nou almal in spanning om te hoor wat die implementering daarvan gaan behels en hoe dit nou, wanneer dit gaan begin. Ek het in 'n artikel in die Landbou Weekblad gelees hoe die uitbraak van back-and-closure gedurende die jaar 2000 in Camperdown met die hulp van Dr. Gideon Bruckner hanteer is. Die polisie, die weermag en die verkeersowerhede was betrek om beheerpunte in te stel wat 24 uur per dag beman is. En dit is dieselfde strategie wat in Brazil en Argentinië gevolg is om die siekte suksesvol onder beheer te kry. So die inentingsprogram bring nie noodwendig die siekte onder beheer nie, dit is slegs 'n middel tot 'n doel en beheerpunte gaan van kardinale belang wees. So kom ons kyk, wat sê hulle, hoe gaan ons dit implementeer? Positief vir die hoenderbedryf is dat die Appelhof beslis het dat teenstortingstariewe tussen 22 en 73% op hoenderstukke uit Duitsland, Nederland en Brittanje steeds in plek gaan bly ten spyte van die vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders wat 'n saak aanhangig gemaak het om dit nietig te laat verklaar. Dis kernbelangrik dat ons binnelandse bedrywe beskerm, want dit skep werk en dit, in 'n land met 'n hoë werkloosheidssyfer is dit regtig baie belangrik. Die weer bly onstuimig, met sommige dele in die land wat verspoel en onderhaal deurloop, en ander dele van die land, soos die Suid- en die Oos-Kaap, wat droogtes ervaar en waterbeperkings in die gesig staar. Soos verlede week het ek genoem, dat dit regtig hierdie jaar baie haal, ek dink ons kan almal dit sien, ek weet, ons het hierdie week op ons plaas in Vicksburg, was daar 'n vreeslike haalstorm en dakke wat afgewaai het. So ja, hierdie jaar moet ons regtig ons oeste verseker teen haal. Die La Nina verskynsel het volgens die weerkundiges einde November sy draaipunt bereik en die impak daarvan kan wel wees dat ons nie so baie reën in Februarie kan kry, soos wat ons hoop ons sou kry nie. Op hierdie stadium is dit nog net 'n voorspelling, maar dit gaan nou nie baie goed wees vir ons somergrane nie. Die voorspelling is ook ongelukkig dat ons van 2026 tot 2030 weer El Niño verskynsels gaan ervaar. Kom ons vat net eers 'n advertensiebreek, dan praat ons verder. Dit het wyd en ernstig gehaal die afgelope 2 weke en dit wil dus voorkom of van jare uitskieter haaljaar mag wees. By Skare Genade het ons 'n wye verskeidenheid versekeringsprodukte wat by jou risikoprofiel en begroting kan pas. Besoek dadelik ons webwerf by www.skaregenade.co.za om een van ons agente te kontak vir meer inligting. Welkom terug almal. Wat pryse aanbetref, diesel is toe nou soos gewag 82 sent hoër omtrent van die 3 Desember af. So die rede daarvoor is dat daar koue weer in die noordelike halfrond veroorsaak 'n groot vraag na olie vir verhitting en dit word van dieselfde ruolie gemaak as diesel. So dit veroorsaak tipiese prysstyging omdat die vraag so hoog is. Dieselpryse is dan tans tussen R19,78 en R20,02 per liter. Dit is ook baie dieselfde as verlede jaar hierdie tyd. Wat beesvleis aanbetref, hou die pryse goed. Dit styg selfs 'n bietjie van verlede week af met A-graad karkaspryse tussen R71 en R74 per kilogram. Wat regtig goeie pryse is vir die produsent. Ek dink die verbruikers gaan bietjie kla want ek sien in die winkels die pryse gaan kwai op.
Die speenkalfprys is rondom R41 per kilogram. Dit is ook heel wat beter as die R34 per kilogram wat ons in Januarie gekry het. C-graad karkaspryse baie beter tussen R64 en R65 per kilogram. So die pryse is gemiddeld 35% hoër as wat ons verlede jaar in hierdie tyd gesien het. Die voorspelling is dat pryse sywaarts sal beweeg met back and closure wat 'n rol bly speel in ons grootste voerkrale. Voerkostes wat nie te hoog is nie, want die mielieprys is onder druk en die vraag na speenkalvers sal dus hoog bly. Skaapvleispryse lyk ook nie te sleg nie met A-grade wat wissel rondom R104 tot R108 per kilogram. En graad B en graad C karkaspryse is ook so tussen R80 en R82 per kilogram. Voorspelling is wel dat dit effens sal verswak na mate ons nader aan die feestyd kom, soos dit maar gewoonlik doen. Die voerlammerpryse het in Augustus hierdie jaar begin verbeter en is tussen R45 en R52 per kilogram, afhangende van die area en beskikbaarheid. Wat die mielies aanbetref, die Nasionale Landboubemarkingsraad of die NAMC se verslag is gister bekend gemaak. Hulle verwag 'n wit mielieoes van 8,6 miljoen ton, terwyl die vraag geskat word op 6,9 miljoen ton, wat natuurlik daarop gaan wys dat ek dink die pryse gaan enigstens styg nie. Weereens hang dit af van wat ons weer gaan maak. Die geel mielieoes word ook geskat op 8,24 miljoen ton, met 'n vraag van 7,48 miljoen ton. Die voornemende aanplantings van witmielies word deur Graan SA deurgegee as 1,6 miljoen hektaar, waarvan meeste in die Vrystaat is soos gewoonlik, en dit is so plus minus 15,000 hektaar meer as verlede jaar. By geelmielies is die verwagting 1 miljoen hektaar. Soos ek gesê het, die gereelde voorkoms van haal kan dalk 'n rol speel in hierdie beskikbare voorraad, maar ja, ek dink nie die pryse gaan veel styg nie, inteendeel dink ek gaan hulle onder druk kom, want ons aanbod op hierdie stadium, verwagte aanbod is meer as wat die vraag is. Die witmielie Safex-prys staan op 3606, R3,606 per ton, wat verlede heel wat laer is as die spotprys, wat van R3,801 per ton van verlede week. Geelmielie-prys, selfde ding, R3,606 per ton, ook heel wat laer as die spotprys van R3,710. En soos verlede week genoem, gaan ons beter weet wat met die pryse gaan gebeur as ons weet presies hoeveel mielies aangeplant kon word gegee die nat seisoen. Koring, ek lees 'n baie goeie artikel van Richard Kriege van Graan SA oor die koringsituasie in ons land wat nou al vir jare aanhou. Die huidige Safex-prys staan op R5,675 per ton, wat met die aanbod wat geskat word op 4,3 miljoen ton, wat voorrade in die silo's insluit. En die vraag word maar geskat op 3,8 miljoen ton, en steeds hou ons aan om in te voer. Met strooptyd wat voorlê, kom ons kyk wat maak die nat seisoen. Ek hoop regtig almal kan hulle koring gestroop kry en dat die graad sal hou. Ek dink dit is lees gerus die artikel van Richard Kriege op Graan SA se webwerf. Ek wil saamstem en sê, ek dink regtig dit is tyd dat ons verbruikers en almal beter inlig oor waar hulle kos vandaan kom en die impak daarvan op ons hele land se ekonomie. Soja spotprys is so by R7,042 per ton. Die huidige oeskatting staan op 2,8 miljoen ton met die vraag op 2,4 miljoen ton, so dit is 'n surplus scenario, maar dit is nou nie te erg nie. Ek sien die Safex-prys vir volgende jaar Mei is so by R7,095 per ton. Dan weer eens, hoeveel uiteindelik gestroop gaan word met hierdie onstuimige weer, gaan ons nou nog steeds moet sien. En dan sonnebloem, die oeskatting staan so op 786,000 ton met die verwagte vraag op 740,000 ton, wat nie te groot verskil is nie, so ek dink die pryse sal hou. Die Mei Safex-prys staan op 9,017, maar ek sien vandag is daar al sonneblom verhandel vir 10,284. Ek hoop dit help, sterkte met die boerderye en die landbouindustrie hierdie week. Dit net in kort die landbounuus vir die week. Groete uit 'n nat Oos-Vrystaat.